Dag sê, ek is nog steeds besig met die reeks oor die 10 melaatses. En ek wil daar lees uit Lukas 17 vers 15 tot 16 oor hierdie 10 melaatses wat deur Jesus genees is. Daar staan hierdie woorde. En een van hulle het toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Ek wil vandag die ongewone titel gebruik, 10%. Die meeste van ons word ergens op ons lewenspad op 'n besonderse en onselfsugtige manier deur 'n medemens gehelp. Dalk deur 'n vriend, 'n onderwyser, 'n dokter of 'n leraar, praat nie eens van ons ouers nie. Of dalk deur die spreekwoordelike barmhartige Samaritaan, iemand van wie dit nie eers sou verwag het nie. En so dikwels vergeet ons om opreg dankie te sê. Ek het hierdie volgende woorde ergens gelees. Blow, blow thou winter wind. Thou art not so unkind as man's ingratitude. Net een van die 10 melaatses het teruggekom om dankie te sê. Wanneer 'n mens oor ondankbaarheid in die lewe besin, is die een wat sekerlik die meeste rede het om afgeskeep te voel, God self. Miskien is die meeste van ons skuldig daaraan, dat ons nie genoeg ons dankbaarheid teenoor hom betuig nie. Soos die 9 Jode wat gesond gemaak is, aanvaar ons so dikwels die seëninge en die goeie dinge van die lewe as vanselfsprekend en as ons goeie reg. 'n Vraag aan elkeen van ons. Hoeveel van ons wat voor ete vir die Here dankie sê vir die voedsel, doen dit bloot as 'n gewoonte, 'n ritueel? En hoeveel doen dit steeds met ootmoedige en opregte dankbaarheid vir sy goedheid en daaglikse voorsiening? Ek het al dikwels gehoor hoe mense beskuldigings en vrae na God slinger wanneer dinge in hulle lewe skeefloop en daar probleme ontstaan. Dan hoor mense stellings soos: "Wat het ek gedoen om dit te verdien?" Miskien moet ons die vraag eerder andersom stel. Het ons al ooit, wanneer met ons goed gaan en daar onverdiende seëninge oor ons pad kom, gevra: "Wat het ek gedoen om dit te verdien?" Hoe dikwels vra ons dinge groot en klein van die Here, maar wanneer ons dit ontvang, vergeet ons om vir hom dankie te sê en dat hy ons gebede beantwoord het. 10 melaatses het vir Jesus om hulp gevra. 10 is wonderbaarlik genees. Net een het omgedraai om te kom dankie sê. Net een. Is dit die uitsondering? Of is dit dalk normaal dat God net 10% van die eer, dank en lof kry wat hy verdien? Sal ek en jy vandag ons dank aan hom betuig? Ek wil U loof, Here, en ek wil nooit een van U weldade vergeet nie. Amen. Wees 'n geseënde en deur hierdie week, moenie vergeet om vir God dankie te sê vir al sy goedheid nie.